Nou een ding wat jy kan weet is, by Waltrek raak die planne nooit op. Ek praat met oom Moon, hy gaan my gou 'n bietjie meer vertel. Wil jy tussen jou rye plant? Check 'n bietjie hierso. Oom Moon, hoe gaan dit? Gaan my baie goed. Ek is baie bly om dit te hoor. Ja, men laat ons 4 sulke pragtige dae by Nampo gehad het. Dis baie waar, nee. Nie wind nie en ook nie reën nie, so lekker. Maar ek moet bietjie vorige 2 weke het redelik, ek dink dit al die vog uitgetrek, nee. Jy kan sien jy die spore getrap is en wat ook al. Dit was regtig waar vir jare 'n stryd om jou sandplas om Nampo op te staan. Ja, daar is baie waar, maar gelukkig ek sien hierso het hom 'n goeie job gedoen hè. Toe ek wou sê toe voor die ernstige reën gekom het toe ek kom te sien ek nee wat Waltrek is klaar opgeslaan. Die ander ding wat jy moet kyk, die gras is altyd groener aan die Waltrek kant. Sê kyk hoe lyk ons standplas. Nou dat hom het actually noem, dit is actually baie waar, nee. Sê gou vir my, ons sit rarig in 'n ek weet nie wat se jaar nie. Hierdie is nou 'n perfect storm as ek nou al een in my lewe gesien het. Maar dan kom ander planne en ander idees voor 'n dag ensovoorts. Nou oom het hierdie ding nou gevisualiseer, uitgedink en gebou. Wat is die plan hierso? Kyk, die hele idee is om weer dekgewasse, volhoubare landbou, hierdie regenerative farming en al dat is al die buzzwords vandag soos hulle sê. En ek het 'n paar jaar terug het ek die behoefte gesien om 'n planter te hê wat 'n mens tussen jou gewasse kan 'n dekgewas inplant. Ja, Terwyl die gewasse nog redelik jonk is, dat daai dekgewas kan opkom in die skadu van jou oes. Yes. En die oomblik wat jy jou oes afhaal, dan het die dekgewas al reeds daar en die dekgewas kan vorentoe gaan en sy werk doen. Want die tyd wat ons gewoonlik dekgewasse plant by my wat ek koue sny en selfs op die sojalande, dan het 'n mens gewoonlik nie meer vog om jou dekgewas ordentlik op te kry nie. So as jy jou dekgewas kan plant, jy weet terwyl daar nog vog in die grond is, dan kan 'n mens jou dekgewas opkry en dan het jy sukses met die dekgewas. net gou vinnig nee. Ja, Daai is definitief 'n welkom vliegtuig nee. Om jou idee te gee, daai vliegtuig wat daar vlieg, Albatros, het ek in die vloot was in 1972, het daai vliegtuig vir ons as pos kom afgooi op die vergat, op die President Creer waar ek diens gedoen het. So dit is ek om presies weet wat se vliegtuig is daai. Ja. Ja, ek het gedog hy kom af van welkom af wat hy bietjie sy pyp gedoen of iets in hierdie koers. Okay, so verduidelik my gou hierso hoe hy dan nou basies kyk die idee wat ons het. Ons het nou hier 'n Pottinger, hierdie planteenheid is 'n Pottinger planteenheid met sy rubbacks aan die voorkant soos wat ons ken. Dan het hy 'n dubbelkultur, maar is 'n kultur wat offset is. So hy sny net met een tand aan die voorkant. Jy sien, hy sny met 'n enkel lem, so hy sny met 'n baie skerp lem. Jy het nie 'n veel lem wat jy mee sny nie, so penetreer die grond redelik goed. En dan het ons 'n toetrap wielietjie aan die agterkant wat die saad kan toetrap en dan kan ons op hierdie verstelling hierso kan ons nou die druk van die eenheid verstel om hom nou dieper op vlakker te maak. Hierdie gedeelte is Pottinger en die voorste gedeelte is wat ons nou self gebou het by Waltrek. En hy's gemaak dat hy modulêr is. So mense kan hierdie balk kan enige lengte eintlik wees. So ons kan hom maak van 'n 1 ry, 2 ry, 'n 3 ry en die spasiering vir jou rye kan jy vir jou ander as jy 'n 760 of 'n 900 of wat se ry jy ook al het. En dan om tussen die plante deur te gaan, het ons nou hierdie skermplate gemaak om die plant nou deur te lei dat jy die plant wat jy het seermaak nie. En die balk is hoër as jou trekker se aste. So waar jou trekker oor 'n gewas kan loop, kan jy met die planter plant. Dan kan hy hardloop. Ja. En nou doen hulle agterop het hulle daai IPV seeder. Ja, nou die IPV seeder, dis 'n hidroliese seeder met die 16 uitlate. So ons kan 16 uitlate op doen, maar ons kan elke uitlaat ook split. So ons kan 32 rye eintlik met hom plant. As die behoefte daar is. Jy kan 'n wye besigheid bymekaar trek. En dan die ander ding wat ons sien, as ons die eenhede nou nader mekaar kan sit, dan kan jy hom dalk gebruik as 'n koringplanter ook of as 'n fynsaadplanter. En dit kan actually werk as 'n koringplanter as jy hom dan deur kan. Dit gaan net nie kostegewys baie goedkoper wees as soortgelyke goed wat op die mark is actually nie. Jy weet, dit is 'n moeilike vraag. Hierdie eenheid soos hier is wat werk op 'n agterry 900. Ja. En is met sy kas ingesluit is so 'n bietjie meer as die R600,000 voor BTW. So ek dink is redelik bekostigbaar. Maar
die hele ding met 'n implement is dis nie wat jy vir hom betaal nie, is wat hy kan doen. En dit is waar jy die job moet kry. So ek dink ons het hierdie ding wat die werk sal kan doen. En die hele ding, die proof the pudding is in the eating, soos die Engelsman sê. Definitief, maar sê vir my, wat is die voordele vir my om dit so te doen? Jy weet, ek gaan terug na my Natal daartoe, of wat nog steeds weet. Ek sien dat elke dag wat ek in my stroper sit, kan ek maar die opbrengsmonitor kan ek dophou. Hoe meer dekking op my grond, hoe hoër is my opbrengs. Ja, En vir jaar met Januarie, Februarie wat so vreeslik droog was, kan 'n mens sê dat daai grond waar daar dekking is, het definitief 'n groter voghou vermoë, minder verdamping en wat ook, en jy het groter oeste daar so. maar gebruik daai goed nie dan die vog op nie. Ja, okay. Dit is so, okay. Maar ons het nou almal in 'n land gekom. Ons stort baie reën wat is wat het hierdie 30-40 mm op 'n slag. Hoeveel van daai water loop op die punt van die land uit? Okay. Nou met jou dekgewas in jou land, hou jy daai water op jou land. Jy kry nie laat hy vog uitloop nie. Okay. Die ander ding wat 'n mens moet onthou, jou dekgewas in die winter is redelik koud en daai klas so goed. So jou plante groei nie so ywerig soos in die somer nie. So daai plant gebruik relatief minder vog. En ek het eintlik nog nooit op land waar ek dekgewas gehad het, kan sê dat ek in die seisoen minder vog het nie, want ek hou meer van daai vog wat van die reën wat kom, hou ek op die land terug. Okay. Ja, daar's ander grond, die watertafelgrond en daai klas so goed is, kan dalk 'n ander storie wees. Maar by ons, wat ons 'n bietjie op harde gronde boer en so aan, en ons nie daai watertafel het nie, is 'n dekking, 'n grondbedekking om te keer dat ons reënwater afloop. Dat my buurman met my reënwater besproei. Ek sal eerder daai water op my grond hou en dit kry ek met 'n dekgewas reg. Ek stem 100% saam. Die ander ding is ook, maak jy nie ook sy eie mikroklimaat daar binne? Nee, heeltemal dat definitief. Ek bedoel, 'n mens kry jy kry jou grondorganismes uiteindelik jy wil so verlang as moontlik 'n lewendige wortel in die grond hê om jou mikrobes en daai goed aan die gang te hou, kos vir jou aardwurms, die klas van ding. En ons het, waar ons dekgewasse het ons definitief nie meer siektes as wat ons het waar ons nie dekgewasse het nie, maar dit kom natuurlik met 'n mens moet 'n rotasiestelsel hê. Jy weet, ons het 'n rotasiestelsel 50% mielies, 50% soja. So ons wissel elke jaar ons oeste af. En ons kry definitief resultate daarmee. En dan natuurlik die dekgewas mens gebruik baie goed. Ons gebruik eintlik haver as 'n dekgewas in meeste van die gevalle op ons eie plaas. En die rede daarvoor is dat 'n mens nog steeds 'n onkruidbeheer kan doen. As jy 'n gras en 'n breedblaar saam as 'n dekgewas het, dan beperk jy jouself met onkruidbeheer op hy gewas. So ja, maar jy kan met die plantertjie enige ding plant. Jy kan van mosterd tot soeibone met hom plant. Jy weet, so die boer moet maar besluit wat hy wil doen met hom, maar die idee is dekgewas planter, na jy graan klaar op is, jy mielies kan hier omtrent so 600-700 mm hoog is, daar rond, kan jy inkom self bietjie hoor, en ja, ek dink dit gaan werk. Is daar nie dan kompetisie vir die mielies nie? Dit kan wees, okay, en maar soos ek sê, daai mielie is al klaar groot. Okay, so eintlik as daai gewas opkom, is in die skaduwee van die mielie. Okay, en daai gewas kom eers weg as jy die mielie afgehaal het. Okay. Ons sien, ek is nou besig om soeibone te stroop in 'n land wat ek laas jaar dekgewas gehad het, haver. Ons op 'n stadium gedink ons gaan 'n stroop, en eintlik stroop ons dit nie. So daai haver het saad gemaak in die land. En daai koring het opgekom. Nou met die baie reën, die koring dat tussen die soja is opgekom. En ja, dis ons 'n groot voordeel. Jy weet, laat ons al klaar daai dekgewas daar het. En hy is klein, jy weet, die soja sit hom gehou, laat hy nie weggekom het nie. Nou is die ander ding nou met die nattigheid, het ons daai koring daar waar die vog kan wegtrek, dat ons vinniger in die land kan inkom.
dat die En hom gaan sojaboon nou nog gedroog dalk weer maak. daar ook stroop. As jy weer, Hom gaan nog dalk weer daar ook stroop. miskien is daar moontlikheid om te stroop, maar die idee van 'n dekgewas is om nie te stroop nie. Ons probeer 'n stuk dekgewas stroop net om ons eie saad te kry, want 'n mens wil jou dekgewas so goedkoop moontlik insit. Dit is 'n dekgewas. Jy weet so, 'n mens moet dit doen, weet volgens jou sak. Jy weet probeer die voordeel kry sonder dat jy te veel kos. En selfs met hierdie masjien, hy gaan nie veel kos om te plant nie. Jy weet hy gaan maklik loop, hy trek maklik en hy gaan redelik vinnig loop. Uitstekend. Ruben, dankie baie. Dankie, weer eens, dankie. Kyk, ek love it, nee. Met hom te praat. Sê, hy sal hom die blok 'n paar keer, nee. Okay, so. Luister hierso, jy sal weet of daai tipe van goed daar by jou daar kan werk, waar jy hom kan insit ensovoorts. En in 'n jaar soos hierdie was dit net daai goed wat jy nodig gehad het om die vog uit te trek, nee. So, liedjie boven onder gaan kuier vir Waltrek. Tot volgende keer. Groete.